Lukas 2. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius die gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan na Galilea uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mens 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonder oor wat die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvanging is in die moederskoot. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring, om hom aan die Here voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Here: elke manlike kind wat in die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word. En om die offer te gee volgens wat hulle gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: Nou laat U Here, die diensknegt gaan in vrede volgens U woord, omdat my oë U wil gesien het, wat U berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van U volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Jerusalem en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem,
wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nasaret. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisagentskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan om hom onder die familie en onder die bekendes te soek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek." En hy sê vir hulle: "Waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie?" En hulle die woord wat hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.